Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose
gemeente, baie welkom hierso. Julle sal sien ons het seker gemaak, ons is 'n bietjie ligverkoeling van daar bo af gereël so vir die hitte. Maar moenie skrik nie, die vensters kom hierdie week, so hopelik gaan ons baie vorder. Julle sal sien ons maak groot vordering met die bouwerk. Ek wil net voor ek verder daaroor praat net sê, onthou die praktiese reëlings, daar's 'n badkamer net daar agter as jy daar ingaan, gebruik dit asseblief. Ons gaan na die tyd sommer in die konsistorie tee drink en daar's lekker koeksusters, so moet dit nie mis nie. Aan die bouwerk, hopelik gaan ons einde van hierdie week gaan ons daai westelike deel van die ingang oop kan nie, eintlik ons hele voorportaal, ons sukkel net nog om die laaste bietjie teëls te kry om hierdie stoep klaar te maak, maar dan behoort ons dan van agteraf in te kan kom en ons voorportaal behoort ook daarom weer vir ons terug te wees. Maar julle kan maar loer, dit begin regtig mooi lyk so. Net so een of twee ander afkondigings, net vir al die mense wat hierdie week verjaar, baie geluk. Daar's twee mense vandag, Marie de Tooy en Stefanie Smit, baie geluk, en dan is daar 4 mense in die week, Rudolf Bescheidenhout, Roan Pinaar, Pieter Blignout en Janay Eslin, baie geluk met julle, en ek wil ook net sê, neem asseblief kennis, soos julle almal weet, is dit die vakansieseisoen hierdie, so baie van ons personeel is verskillende tye op verlof, kyk maar net daarna wanneer hulle op verlof is en so aan. En ek wil net vir Morney sê, Morney, baie dankie dat jy vanoggend vir ons erediens hanteer, ons waardeer dit in sterkte, baie dankie. Deur Elisabeth Eybers. 'n engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreldskande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom as koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Here
Kom ons bid saam. Here, dankie vir u wonderlike genade oor ons lewens. U kind wat u gestuur het om mens te word vir ons. Vir klomp verlore seuns en dogters, hulle wat moeg is, hulle wat swaar kry. Here, en veral in die tyd dink ons aan hulle wat dalk alleen is, wat 'n moeilike jaar gehad het en wat net moeg is. Dankie vir u genade, Here. Dankie dat u vir ons daar is. Elke stap van ons lewens. Amen. Baie dankie vir die musiekspan. Ek waardeer dit. 'n Seëngroet vir hierdie tyd. Genade en vrede van een Skepper God, van alle sienlike en onsienlike dinge. Genade en vrede van een Here, Jesus Christus, lig uit lig, wat sit aan die regterhand van die Vader. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en lewendmaker is. Amen. Ek nooi u uit, die wat kan, staan gerus saam, ons gaan 2 lofliedere saam sing. Dankie Karel. Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees, daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, platte bome en woestyne wat skree, daar moet 'n God wees. Die Skepper getuig dat die mensdom moet wees. Hy leef, alle lof, eer en
stiltes deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Harde stemme, donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet, daar moet 'n God wees. Die Skepper gedink, dat die mensdom moet wees. Hy leef, alle lof Here waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die woord, doch hoorbaar omhoog. Hy leef, alle lof Here waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die woord, doch hoorbaar omhoog. Hy leef. Baie dankie. Dankie aan die musiekspan. Groot waardering. Ek is verlig dat die twee dames stemme vanoggend hier was, want iewers in die week toe daar iemand gesê die musiekspan is nou die Dad Bod Brigade. Is dit reg? Dad Bod Brigade. So ek het bekommerd begin raak oor dit. Nietemin. So hierdie tyd van die jaar, hoor mens dikwels mense sê, hulle is moeg. Toe ek jonger was, toe het ek nogal gedink, een of ander rede, dis iets wat ouer mense sê, as hulle nie weet waarom anders te praat nie, dan sê hulle, ja, ek is moeg. En ek het toe agtergekom, dis net gedeeltelik waar, want ek weet nie van julle nie, maar ek is gaar op die stadium. En so, wat 'n wonderlike tyd dan in Kerstyd in te gaan, die van julle wat die voorreg het om saam met familie dit te kan spandeer, en net vir 'n oomblik te kan stil word in ons binneste en te onthou waaroor gaan hierdie tyd. En hierdie tyd vir my, as ek in hierdie tyd dink, dan dink ek aan die seun van God wat aarde toe gekom het om vir 'n klomp verlore seuns en dogters op hierdie aarde hoop te kom wees, genade te kom wees. Hierdie week veral in hierdie tyd van die jaar is daar hierdie een teksgedeelte wat dikwels aan my kom karring en hy kom sit aan my en ek hoor dit net en veral die week was daar nuusgebeure en die groot nuusgebeurtenis van hierdie afgelope week veral was hoe die huidige president van die VSA, Joe Biden, sy seun Hunter gekwytskeld het. En verskeie nuusagentskappe het in die afgelope maande hierdie seun van Joe Biden se hofverhore gecover en hoe hy uiteindelik ook skuld erken het. Dit het algaande meer duidelik begin word dat die vraag is nie of hy gaan tronkstraf kry nie, maar hoe lank hy gaan kry. Deurgaans het sy pa, die president, verklaar dat hy homself uit die saak uit gaan hou en hy gaan dit nie beïnvloed nie. Tot hy natuurlik het. Etlike weke voordat hy die Withuis moes ontruim, het hy sy seun gekwytskeld. So af en toe as kind, dankie julle kan daar slide maar afval, het daar in ons buurt evangeliste opgetree. En
Een van hulle het op 'n stadium in die plaaslike kerk waar ek groot geword het kom praat en hy het hierdie storie vertel. Ek seker baie van julle het al die storie gehoor. Die seun wat Kersdag by sy pa 'n treinbrugoperateur spandeer. Kersdag was gewoonlik stil en daar het nie baie treine geloop nie en die pa het aan die slaap geraak en hy het wakker geskrik met 'n stoomtrein se blaas. En hy het terselfdertyd gehoor sy seun is besig om te speel op die plek waar die groot ratte is van hierdie treinbrug. Hy besef met eens dat hy 'n keuse sal moet uitvoer. Dis of die mense in die trein wat lag op Kerstyd, wat hy sien verbykom met hulle families, waai, of dis sy seun. En hy het uiteindelik die besluit gemaak. En hulle het vir hom gewaai, hom gelukkige Kersfees toegewens toe die trein oor die brug kom. Hartseer storie. En dan dink 'n ou, is dit genade? Is dit hoe dit lyk? Want as dit is, dan hou ek eintlik nie baie daarvan nie. Kerstyd, hierdie tyd waarin ons ingaan, is 'n tyd van genade. Tyd waarin ons God se genade onthou, van sy seun wat die gestalte van 'n slaaf aanneem. Mense kom dien op aarde. Hy wat die eerste is, word die minste. Ons teksgedeelte vir vandag is die bekende verhaal van die verlore seun, wat ek vir u gaan lees, en dis uit Lukas 15, ek lees dit vir u voor, vanaf vers 1 en 2, en dan vanaf vers 11. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. En dan, vanaf vers 11, verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld gaan verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. Bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat in die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie.
Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat ek hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore. Ons het hom teruggekry. Ons lees tot sover. Rembrandt wat hierdie skildery getiteld The Return of the Prodigal Son skilder van die pa wat die seun omhels toe hy terugkom. En dan sien mens in die skadu's die ouer broer wat dit alles hierdie wat voor hom afspeel verafskie. Soveel kuns in die wêreld het hierdie toneel al probeer vasvang. As ek hierdie vader sien in hierdie verhaal en selfs vir Joe Biden, dan dink ek aan die woord justice. My gedagtes gaan gewoonlik na 'n plek toe wat is dit regverdig hierdie wat gebeur of is dit nie? Dikwels as ek aan hierdie gelykenis dink, dan wonder ek watter rol sal ek vertolk in hierdie verhaal? In hierdie teksgedeelte het ons te doen met 3 figure. En ons gaan dit bietjie uitpak vanoggend. Die eerste is die vader wat kwytskeld, wat vryelik gee en vryelik liefhet. Die tweede is die eerste verlore seun. Getroue en voorbeeldige kerkganger met 'n harde vel na baie teleurstelling in die lewe. En die tweede verlore seun is die derde figuur, want daar's 2 verlore seuns. Hy wat so dikwels sy eie kop volg, anti-establishment, en gee nie reg om wat mense dink nie. Hoofstuk 15 van Lukas het ons te doen met die verlore goedere hoekie, soos daar in die skool is. Want hier lees ons van 'n klomp verlore goedere. Die gelykenis van die verlore seun is maar een van 3 verlore goedere gedeeltes in hierdie hoofstuk. Die ander 2 is die gelykenis van die verlore skaap, hoofstuk 15 vers 3 tot 7, en ook die verlore muntstuk wat ons van lees in vers 8 tot 10. Dis duidelik uit die titels van hierdie gelykenisse dat ons te doen het met iets wat verlore was en toe weer gevind is. Hierdie gelykenis, die een van die verlore seun, is Jesus se langste een en is gelaai met betekenis en waarde vir ons. Vers 11, as ons begin met hierdie teksgedeelte wat ons gelees het, dan lees ons van 'n man wat 2 seuns gehad het. Nou, in Lukas 15, as ons al die gelykenisse na kyk, dan sien ons dat dit wat verlore raak, word elke keer minder. Want eers is dit 1 uit 100 skape, dan is dit 1 uit 10 muntstukke en uiteindelik 1 van 2 seuns. Om die helfte van jou kinders te verloor, is 'n tragedie. Die erns van die saak neem dus elke keer toe. Dit maak die rede om fees te vier, wat ons van lees, die pa wat die seun aanvaar as hy tuis kom, soveel meer. Nou die teksgedeelte noem nie dat die jonger seun 'n vrou of kinders gehad het nie. Hy is waarskynlik wat ons vandag 'n jong volwassene sal noem. Miskien hier tussen 18 en 20 jaar as 'n ou moet draai. Nou as ons kyk vir 'n oomblik net terugstap en waar ons hierdie skrifgedeelte begin het, dan begin dit by vers 1 en 2 waar die fariseërs hulle self verset teen Jesus. Omdat Jesus
homself heeltyd met sondaars gemeng het. Jesus het oor die algemeen daarvan gehou en doen steeds vandag om mense tweede kansse te gee. In ons teks stel die figuur van die ouer seun juis hierdie fariseërs voor. Getroue kerkganger. Lyk soos iemand wat they've got it all together. Die binnekant van hierdie persoon lyk dalk wel anders. Iemand wat dalk sê, maar die lewe is unfair. Dit voel of die lewe my indoen. Hierna kom die skokkende gedeelte van ons teks. Die seun vra vir sy erfstuk terwyl sy pa nog lewe. Dis 'n groot skande. Sommige, as mens na hierdie teksgedeelte kyk en dan daar sommige kommentare wat sê hierdie seun het eintlik sy pa verwens. Dis dalk beter as pa dood is, sodat ek kan kry wat my toekom. Julle wat paas is, hoe sal julle voel? Nou die gebruik daardie tyd was, omdat daar 2 seuns was, dat die ouer seun die meeste van dit wat hulle sou toekom as erfstuk sou gekry het. So in hierdie geval sou die ouer seun waarskynlik 2/3 gekry het van wat uitgedeel was en die jonger seun 1/3. Nou die presiese porsies van wat uitgedeel is maak nie eintlik saak in hierdie teksgedeelte nie. Wat wel saak maak is dat hoe hierdie gedeelte vertaal is uit die oorspronklike taal, kom mens agter dat hierdie wat uitgegee is van die pa, die bates, is sy huidige bates. Dis nie geld wat in die bank lê nie, dis wat hy nou het, dis wat hy nou van lewe. Die Vader het dus aan sy seuns alles gegee wat hy kon. Vers 13 lees ons dat die jonger seun nie lank hierna nie vertrek na 'n ver land. Omdat dit kort na die bedeling van die besittings was, moet ons dink dat hy waarskynlik lankal hierdie al in gedagte gehad het. Dit was nie 'n ding van, pa, ek soek geld sodat ek hier saam met julle kan kuier nie. Dit was iets van, ek het in gedagte, ek gaan my goed vat en dan gaan ek wegloop hier vandaan. Dis wat ons hiermee te doen het. Dit moes 'n seer oomblik wees vir die pa, vir die familie. Hy gaan na 'n ver land toe. En is boonop, vriende, heidense land. Het hy dan genoeg gehad, nie net van sy familie nie, maar ook van sy God? Miskien was dit die ergste slag vir sy pa. Hy wat so gelowig was, sy seun wat wegloop van sy God af. Eeue na hierdie gebeurtenis gebeur het, in 1752 in Londen word daar 'n seun gebore wat as jong man met slegte dinge betrokke raak, slegte mense. Kort na voor sy 7de verjaarsdag sterf die seun se ma. Sy pa was 'n rowwe seevaarder. Hy het hom op 11 jaar oud reeds begin saamneem op sy seevaarde. Die seun se naam was John Newton. Newton word groot met drank en krietaal. En hy word as jong man forceer om by die Britse vloot aan te sluit. So eindig hy op in Wes-Afrika waar hy aktief begin werk in slawedryf. Na 'n aantal jare op pad terug Brittanje toe die skip waarop hy was, sink. Hierdie skip het amper gesink. En op daardie stadium roep hy tot God. En so word die boot en sy lewe ook gespaar. Ons kom terug na hierdie verhaal toe later. By die verlore seun lees ons dat hy in die ver land alles wat hy het spandeer. Lukas 4, vers 5:14 noem dat hy begin gebrek ly het. Die gebrek ly
was 'n direkte gevolg van die losbandige lewe. Maar Lukas fokus nie op al die detail van sy losbandigheid nie. Hy fokus op hy's weg van die Vader af. Hy's verlore. Hy's weg van die Vaderhuis af. Vers 15 tot 16 lees ons dat die seun begin varke oppas. En ons weet natuurlik die Joodse geloof, varke is nie iets waarmee hulle gemeng het nie. So die mense wat waarskynlik hierdie verhaal sou aanhoor het, toe Jesus dit vertel het hier reeds begin uitstap uit die kerk uit. Hoe kan jy praat van varke? Hierdie seun wat varke moet oppas. Steeds plaas Lukas egter sy klem nie op die sonde nie, maar op die verlorenheid. Later in vers 17 lees ons dat die seun terugkeer na die vaderhuis toe. Begin met hierdie woord toe. En dit is geantisipeerd. Hy sou een of ander tyd tot sy sinne gekom het. Hy self was 'n hierhand gewees, soos sy pa baie gehaat het op sy plaas. En hy kon nie anders om homself met sy pa se hierhande te vergelyk nie. Wat soveel beter af as hy was. Dan hierdie wonderlike woord, as ons lees in die Engelse vertaling, dan sê dit he rose up. Hy het opgestaan, he rise up. Amper soos een van die politieke partye is mos rise Mzansi. Rise up. Hy het geestelik en fisies opgestaan, tot sy sinne gekom. Hy het dit boonop dadelik gedoen. Hy kon nie 'n minuut langer wag nie. Die vaderhuis, die denke daarvan, het hom forceer. Engels sê dit so mooi, compel. Vers 18 gee 'n verdere rede hoekom hy so vinnig opspring, want hy het teen God en sy Vader gesondig. Die intieme verband tussen verlore wees en sonde kom sterk na vore. Die groter van die twee was dat hy weg was van die Vader af. Nou die seun het nie enige fisiese reg meer gehad om seun genoem te word nie. Hy het nie reg gehad tot erfenis nie. Hy het sy erfenis gevat en weggeloop. Nou dieselfde geld in 'n morele sin. Hy het die band met die Vaderhuis heeltemal verbreek toe hy skandeloos na heidene toe gaan. Hy het sy hand verspeel. Hy het geen kanse oorgehad nie. En hy het geen rede gehad om te dink dat die Vader enigstens 2 keer na hom sal kyk nie. Hy sou egter net daar wou wees, net naby, al is hy nie in die huis nie, net by die hierhande, tussen die varke dalk as dit moet. Die Vader, lees ons later, het sy wegloopkind van ver af gesien. Dit lyk eintlik asof die Vader op die uitkyk was, dalk met 'n teleskoop of 'n verkyker, elke dag gestaan en kyk en wag. Die Vader het sy seun reeds in die verte sien aankom. Hy het uitgesien na sy seun se terugkeer. Die volgende gedeelte bevestig dit, vers 20. Die Vader trek sy kledingstuk op, hardloop sy seun tegemoet. Hierdie was 'n skaamtelose ding om te doen. Mense in daardie tyd, ouer mense, mans, het nie so opgetree nie. Ek het eendag 'n troue bevestig hier in die stad, in die ooste van die stad. En die erediens was klaar en toe kom ons in die onthaalsaal en die bruidegom en bruid kom toe daaraan en ek kom daaraan en ons kom toe agter maar 90% van die mense is nie daar nie. En ek wonder toe nou wat gaan aan en ek gaan soek nou waar is die mense. Weliswaar het iemand toe die boot van sy kar vol ys gehad met klomp drank daarin en die radio aangehaat en almal het om die kar toe vergader. En toe laat dit my dink,
Miskien was hierdie gewees, hierdie skaamtelose ding, bietjie soos dit, miskien. In Engels sê hulle so mooi, it's frowned upon. As 'n steunpilaar van ons gemeenskap, miskien iemand soos Bertus, besluit nou as almal nou tee drink hierna gaan hy vir hom 'n brandewyn en coke gooi. Shame, frowned upon. Maar tog, hierdie pa gee nie om nie. Hy trek dit op, hy hardloop na sy seun toe, hardloop sy seun tegemoet. Ou man het dit nie gedoen nie. Maar hierdie vader kon hom nie inhou nie. Sy liefde en vreugde het hom gedwing om te hardloop. En die soen wat hy sy seun gee is teken van vergifnis en versoening. Nes Jesus vir Judas soen voor hy gekruisig word. Op pad het die seun dalk die speech in sy kop voorberei. Hy het herhaal in sy kop wat hy vir sy pa sou sê. My seun is tuis, ons moet fees vier. Hy onderbreek sy seun, moenie vir my 'n klomp goed sê nie, jy's tuis, ons moet nou gaan fees vier. Die seun ontvang klere, 'n ring en skoene, net soos Jakob van ouds se seun. Josef. Nou die mense, hierdie klere wat hierdie seun ontvang het. Ek wil vir julle sê, die Mayor of Polokwane met haar Louis Vuitton has nothing on this. Hierdie persoon het 'n ring ontvang, wat koning sou ontvang het. Net soos by die verlore skaap en by die verlore muntstuk, lees daar moet fees gevier word, ekskuus. Die vader sê, my seun was dood en hy lewe weer. Miskien het die pa gehoor van die hongersnood in die verland. En hy het gedink dalk sy seun is oorlede. Miskien is dit soos as een van julle dalk 'n kind het wat in Palestina is, in 'n oorlogsone of in die Oekraïne. En jy het nie 'n manier om kontak met daai persoon te maak nie. En dan hoor jy van hierdie oorlog en jy dink dalk, my seun, my kind, my dogter is oorlede. So moes hierdie pa gevoel het. En dan, as ons aan die einde van ons teksgedeelte kom, dan lees ons van hoe beide seuns eintlik verlore was. Want een seun was weg van die huis af, maar een seun was in die huis en tog verlore. Die jong seun was soos die skaap wat weggeraak het. Die ander seun was soos die muntstuk wat in die huis verlore was. Mense is ook weg van die Vaderhuis af. Soos Fariseërs is hulle verlore terwyl hulle van hulle dalk in die Vaderhuis is, en ander soos die tollenaars is weg. Maar die een groot waarheid van hierdie teksgedeelte is dat almal is welkom in die Vaderhuis. Die ouer seun kom met sy aankoms uit die veld agter dat daar 'n partytjie gehou word. Gewoonlik sou 'n slaaf gestuur word om al die familielede te roep vir hierdie tipe geleenthede. Maar hier vind ou boet dit per ongeluk uit. Hy kom aan en hy hoor die musiek wat speel. Dit gebeur soms in ons huise ook, dat daar klomp reëlings getref word en jy is dalk die laaste een wat daarvan uitvind. Gewoonlik is die laaste persoon wat daarvan uitvind die een wat daarvoor moet betaal, nie waar nie. Dalk wys dit dat hierdie ou boet reeds vervreemd was van die Vaderhuis. In hierdie verhaal word die twee seuns gedurig met mekaar vergelyk. Die storie begin waar die een broer die huis verlaat en vir die ander broer waar hy by die huis arriveer. Later besluit die jonger broer om terug te gaan huis toe, terwyl die ou broer weier om terug te gaan huis toe. Die jong broer wil sy vader dien, al is hy maar net 'n slaaf in sy huis. Die ou broer verag sy vader. En hy sê vir hom, ek het hierdie plig gedoen vir my pa al die jare, en kyk hoe word ek behandel. Hy verag dit. Die jonger broer bely sy skuld.
Die ou broer verdedig sy onskuld. Die ouer broer word kwaad op sy aankoms. Hy weier vir sy pa om in te gaan by die huis. En dan kom sy pa uit na hom toe, net soos vir die ander seun. Hy was op die uitkyk vir die ander seun en hy het uitgehardloop na hom toe en die vader kom ook uit na die ouer seun toe. Die vader vra hom mooi, alhoewel dat die seun se plig was om die vader te gehoorsaam, soebat die pa eintlik met die seun. En dan roep hy die ouer seun uit en hy sê vir sy vader, kyk, daai harde woord, kyk, soos as jy met iemand geraas sê vir hom, kyk, ek het nou klaar met jou gepraat. En dis so die ouer seun dan met sy vader reageer. Die ouer broer se verhouding met sy pa was deur en deur gebaseer op werk, nie liefde nie. Hy grond sy hele argument op die hoeveelheid werk wat hy vir sy pa gedoen het. Die bokkie waarvan ons lees in vers 29 was minder werd as 'n kalf, dis waar. Maar tog sou die pa nie huiwer om enigiets vir sy seun te gee nie. Het hy maar net gevra. Die seun se argument wys daarop dat hy vir 'n lang tyd hierdie gevoelens diep binne hom gehou het. Hy ag sy broer nie meer as sy broer nie. Het julle agtergekom, vers 30 van hierdie teksgedeelte sê hy, pa se seun. Hy noem nie meer hom my broer nie, hy sê pa se seun. Hy beklemtoon die jonger broer se mors van die pa se besittings. En dis waar dit vir hom gaan, die vermorsing daarvan. As ons dan heel aan die einde van ons gedeelte kom, dan lees ons van 'n liefdevolle vader. Die Griekse vertaling het 2 woorde wat dit gebruik vir kind. Die een wat hier gebruik is die meer hartlike van die 2. Dit bevestig die Vader se hartlikheid. En hy sê alles wat ek het is ook joune aan die ouer seun. Ek het reeds gesê dat die ouer seun sou waarskynlik meer gekry het van die erfdeel. En die rede was dat dit in die kultuur die ouer seun se plig was om dan te kyk na die res van die familie. Maar die ouer seun wou niks daarvan weet nie. Hy wou net weet van die erfenis, van die skatte, die besittings. Die pa, teendeel, gebruik die woord broer, jou broer. As hy in vers 32 praat van die fees wat gevier moes word. Die pa herinner die ouer broer aan sy verantwoordelikheid teenoor sy familie as jonger broer. En nooi hom uit om saam te kom feesvier. Ons familie is tuis. Hulle wat eens verlore was, is terug. John Newton, daai skip het nie gesink nie. Hy wy dan sy lewe aan God. Maar ons weet, mos selfs as ek my lewe aan God wy, dat alle dinge nie 100% altyd uitwerk nie. Eers ongeveer 34 jaar later, na hierdie skip gebeure, dat John Newton slawerny afwens. Die slawerny wat hy verwens, dat dit afgekeur word. Hy vind 'n genoot in die jong energieke parlementslid William Wilberforce, wat uiteindelik in die jaar van John Newton se dood dit reg kry om slawerny onwettige gebruik te maak. So klompie jaar nadat Newton 'n geliefde lied geskryf het, naamlik Amazing Grace. Lukas 15 bring met elk van die 3 gelykenisse die gedagte tuis dat almal wat verlore is, gesoek word. Dat almal wat verlore is, nog steeds welkom is. Daar's 'n tuiste, 'n plek om huis toe te kom. Vaderhuis vir ieder en elk. Ten spyte van jou huidige status, ten spyte van
jy het weggehardloop na 'n vreemde God in 'n vreemde land toe, ten spyte daarvan. Die Vader wil graag sien dat alle verlorenes tuis kom. Hy wil graag sien dat hulle daai tweede kans aangryp. Alhoewel die seun die belangrikste was van die 3 verhale, se verlore goedere was elke een gesoek. Hoe onbeduidend dit ook al was. 1 uit 100, 1 uit 10. Elkeen is gesoek. Die groot genade boodskap van Kersfees en die lewe is dat waar ook al ek en u onsself bevind in ons lewensverhaal. Miskien is jy uit jou eie keuse 'n bietjie verlore. Miskien is jy net so moeg vir alles en almal. Miskien dink jy daaraan om ook weg te vlug op 'n manier soos 'n jong kind. Miskien is jy soos die ouer broer wat al jare lank jou deel doen sonder dat enige van jou drome werklik waar word. Dalk is jy in die posisie om dalk soos die Vader ander mense in te trek en 'n stuk genade te bewys. Die boodskap van Kerstyd is, al is ek hoe verlore, die Vader kyk steeds uit vir my. Hy het my lief met my hele pakkie vol van al my draadwerk. Ons is almal gekwytskeld, almal van ons. Waar jy ook al is, wat jy ook al gedoen het, jy is gekwytskeld. Daar's 'n tuiste vir jou by die Vader. Daar's 'n tweede kans. Of dit nou week terug is wat jy besluit het, jy loop weg, of dit 34 jaar later is. Jy is geliefd. Kom ons bid saam. Here, in hierdie Kerstyd waar soveel verlore is, soveel mense soekend is, help ons om die hande en voete te wees. Help ons om soos die Vader dalk 'n stuk genade te betoon waar dit nodig is. Miskien voel ek's nie in staat nie. Miskien is ek meer soos die jong broer of die ouer broer dalk. Wat voel ek doen my deel, maar niks werk uit nie. Here, ons kan net dankie sê dat U op die uitkyk is vir ons. Amen. Daar is nou 'n geleentheid vir offergawes en ons gaan tydens die offergawes 'n lied speel van Third Day, as dit reg is. Baie dankie. Saam te staan as ons slotlied gaan sing. Baie dankie. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan
gerus tee en koffie, die van julle wat kan, na die erediens. Mag God van die engele wat Jesus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd. Mag die God van liefde wat sy enigste seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul. Mag Immanuel God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, tot julle eendag aan sy tafel gaan aansit. Die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seën julle elkeen in hierdie Kerstyd. Amen. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig